that sleeping stool. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Welkom, ek is Maritza Breitenbach en jy's ingeskakel by Grys en Gatvol se Dis Jou Beurt. En ek is Melanie Verwoerd, baie welkom. Maritza, jy het 'n lekker vraag gekry, een wat baie na aan my hart is. Wonderlike vraag en jy's die regte persoon om te antwoord. Kom ek speel die vraag vir ons. Hi Maritza, Marina Jubari so. Hier's 'n vraagie wat jy dalk kan oorweeg om te antwoord op Grys en Gatvol. So, my ouma en ook my ma het al die jare vir my gesê, jy weet, as jy nou begin ouer word, een of ander stadium moet 'n vrou maar 'n hysterektomie laat doen. Dis eintlik onvermydelik. En as jy dit nou hier op 60 of 65 nog nie gedoen het nie, kan jy maar net so wel 'n plan maak en dit skeduleer. So, en vir jouself probleme voorkom later. Ek wil eintlik net weet, is dit waar? Is dit regtig onvermydelik? Is dit regtig nodig om dit te laat doen as jy nou glad nie gesondheidsprobleme in daai opsig het nie? En wat sou die voor- of nadele daaraan wees om dit te doen of dit nie te doen nie? Baie dankie. Interessante vraag, Melanie. Baie interessante vraag. Ja, want weet nie om dit te antwoord nie, maar hoekom ek sê jy's die aangewese persoon. Jy het hierdie wonderlike boek geskryf, Never Waste a Good Hysterectomy. So jy is duidelik deur 'n reistog van jou eie rondom hysterektomies. Jy het ook hierdie wonderlike podcast wat reg oor die wêreld nou geluister word deur duisende mense. So Melanie, jy moet vir ons uithelp met hierdie antwoord. Wat is die antwoord? Is dit nodig? Ja, kom ek vertel net gou eers baie kortliks my storie. Dit was 2021, middel van COVID. En ek het vir my gewone ginekologiese ondersoek gegaan, my jaarlikse ondersoek, en skielik, dokter was besig met die ultrasound, en so het van en skielik, ek was het lekker gechat, en toe skielik, toe raak sy choopstil. En ek dink baie vrouens ken daai gevoel wanneer 'n dokter op pad is om vir jou slegte nuus te gee, dis mos so asof ek vertrek so koud word, jy weet. En sy sê, wat gaan nou hier aan? En ek sê, wat? En sy sê, kan jy gou vir my ophardloop en gaan bloedtoetse doen? En ek sê, ja, natuurlijk, maar hoekom wel, wat soek jy? Sy sê, kanker. En ek het amper op my rug geval, mense, want, en waarvan sy gepraat het, is dat sy toe gesien op die ultrasound, dat daar groot gewas sit op een van my eierstokke. Wat nie daar was die vorige jaar nie, so dit binne 'n jaar, uiteindelik so groot het ons besef, so groot soos die langkante van 'n kredietkaart gewees. Wow. In elk geval, en toe is dit natuurlik daai proses, wat hulle noem die tumor markers, en my bloed was 'n bietjie op, nie baie hoog nie, net so bietjie op. In retrospect besef ek nou dat dit eintlik 'n goeie teken was dat dit nie so baie op was nie. Daarna is jy mos soort van, ek weet nie of jy al oor ervaring gehad het nie, dis asof jy op 'n trein is wat jy net nie kan stop nie, daai trein hardloop net al hoe vinniger weg sonder jou, want dis een mediese toets na die ander, een dokter na die ander. En op die ou end het hulle toe, wat mense noem 'n radikale hysterektomie gedoen. En daarna het hierdie lang proses gevolg van gesond word, van genesing, en wat vir my baie duidelik was deur daai hele proses, is dat daar nie baie ondersteuning vir vrouens is nie. Dis een van die goed, ons begin al bietjie meer praat oor seks, ons praat oor menstruasies, ons begin nou bietjie meer praat oor menopause, ons praat nie eintlik oor hysterektomies nie, en ek het myself ook gevind, dat ek was so bietjie skaam om te sê, dis hysterektomie, want my gevoel, dis mos nou 'n ou mens ding. So toe het ek die boek geskryf, en ook die potgooi gedoen, en hierdie lang pad saam met vrouens begin loop. So, sal ek vir jou die vraag, Jou mening nou, yes. So, ek wil net eers sê, ek is natuurlik nie 'n dokter nie, en die ander ding wat ek wil sê is, hysterektomies kan beslis, as dit nodig is, jou lewe red, en dit kan ook jou lewe baie verbeter. So vir vrouens wat dan natuurlik 'n kanker moontlikheid is, of 'n ernstige kanker is, kan dit jou lewe red. As jy byvoorbeeld baie ernstige bloeding het, wat hulle op geen manier anders kan stop nie, baie vrouens wat baie ernstige endometriose het, wat hulle nie kon genees het oor al die jare nie, dan kan 'n hysterektomie 'n baie, baie groot verskil vir jou maak. Maar, en hier is die maar, dit moet altyd die laaste uitweg wees. In Amerika doen hulle elke jaar omtrent 600,000 hysterektomies. Net 10% daarvan het te doen met kanker. En 76% van daai hysterektomies slaag nie die toets wat gesit is deur die American College of Obstetricians and Gynecologists
vir wat is nodig om 'n hysterektomie te doen nie. So dit beteken 76% van daai hysterektomies wat gedoen word, is nie regtig nodig gewees nie. So van maar net presies wat sy vra, wat Marita vra daar. Wat sy sê, wat hulle dink jy is mos nou klaar met jou babatjies, jy was mos nou sekere ouderdom, kom ons pluk nou maar net die goed uit. En dit is baie problematies. Ons het nie statistiek in Suid-Afrika nie. Ons weet nie hoeveel hysterektomies gedoen word nie. Ons weet nie hoekom hulle gedoen word nie. So daar's nie statistiek wat jy maklik na kan kyk nie. Maar die een ding wat ek dink enige vrou wat deur die hysterektomie gegaan het, sal vir jou sê is doen dit as dit regtig nodig is, maar moet dit nie ligtelik opneem nie, want die genesingspad kan baie lank wees en dit het definitief 'n baie groot impak op vrouens se lywe en ook op hulle psiges. En ja, soos ek sê, dit kan baie goed wees as jy dit regtig nodig het, maar as dit nie absoluut nodig is nie en dit moet altyd die laaste uitweg wees. Soek eers al die ander moontlikhede tensy daar iets is soos kanker wat jy natuurlik dan raak dit net jou enigste uitweg. Maar weet jy van enige negatiewe gevolge? Jy praat nou van 'n hoë persentasie mense wat dit wel doen. Wat sou hulle beweegrede wees? Het jy 'n idee? En tweedens, wat is die negatiewe resultate as jy dit heeltemal onnodig doen? Weet jy dalk? Wel, dit hang af. En kyk, hier is 'n baie persoonlike proses waardeur mense gaan. Dis maar soos enigiets wat hulle, jy weet, van jou doen. Sommige mense kan dit mediese prosedure gaan dit vir hulle makliker, anders vat baie moeiliker, jy weet, en so aan. So, hoekom word dit gedoen? Ek dink daar's baie ginekoloë wat nog oudtydse denke hieroor het. Daar was 'n bekende ginekoloog in Ierland gewees, wat in groot moeilikheid later beland het, maar hy het hierdie uitkyk gehad, of hierdie opinie gehad, dat asof daar's net 2 nutte vir 'n vrou se baarmoeder, en dis om babas te hê, of om kanker te kry. So as jy klaar die babas gehad het, pluk hom uit. En dit is natuurlik nie heeltemal so eenvoudig. Ja, nee, dit is nie. Nou kyk, die een ding wat 'n mens eers moet oor praat, daar's verskillende, mense gepraat oor hysterektomies, wat streng gesproke net die verwydering van jou baarmoeder is. Maar daar mense bedoel gewoonlik sommer alles wat daarmee saamgaan. So daar's verskillende tipe hysterektomies wat 'n mens kan doen en daar's verskillende maniere om hysterektomies te doen. En dit alles impak natuurlik op baie goed. So eerstens wat jy alles kan verwyder. So streng gesproke hysterektomie is wanneer hulle jou baarmoeder uithaal. Dan is daar altyd die vraag, moet hulle die eierstokke los of ook uithaal? Dit noem mense oophorektomie. En dan is daar natuurlik ook baie keer neem hulle jou cervix ook uit. En dan, soos in my geval, as hulle dan al daai goed uithaal, ook ligamente uithaal, daar's ook 'n ding met die naam van jou omentum, wat soort van hulle noem dit 'n vetgordyntjie, wat so oor al jou organe hang. Hulle haal soms 'n deel daarvan ook uit, as hulle vermoed dat daar kan kanker wees. En ek moet miskien ook net sê, myne was toe genadiglik nie kanker nie, maar so in my geval het hulle 'n radikale hysterektomie gedoen. So al daai goed is uitgehaal, die cervix, die baarmoeder, die eierstokke en dan 'n deel van die omentum. Kan ek jou net gou in die rede val, net om almal net gou op dieselfde bladsy te bring. So wanneer ons kyk na die vroulike voorplantingssysteem, het ons nou, kom ons vat hom van binne na af onder toe. So ons het die baarmoeder. Die ander naam vir die baarmoeder is soos die hysterektomie, kom van die Griekse woord af, wat beteken baarmoeder. Maar die Latynse woord is die uterus. So jy kan ook verwys na 'n uterektomie, want dit is die uterus. So dit is nou die uterus of die baarmoeder, waarin die babatjie kan groot word. Van hier af is daar 2 fallopiese buise wat oorgaan, en dan hou dit die eierstokke links en die eierstokke regs aan. So partykeer het 'n mens 'n probleem met 'n eierstok, dan kry jy gedeeltelike ovarektomie, dan het jy nog 1 eierstok. 'n volledige hysterektomie verwyder hulle dit alles. So goed, hier het ons die eierstokke, fallopiese buise wat ingaan, dan het ons uterus. Aan die onderkant van die uterus is soos 'n ballon wat so half opgeblaas is. Het hy mos daai dun pingetjie, daai puntjie daar waarop jy blaas. Daai stukkie daar is die cervix. Nou baie keer kan mense ook kanker hê van die cervix, waar daar abnormale selletjies daar kan wees. So dis nou jou cervix, en dan gaan ons af in die vaginale buis, en dan
van aan die onderkant, wat ons baie keer verwys na as die vagina, is nie, die vagina is daai buis, het ons nou die labia, wat die voutjies is en al die mooi sagte ou lippietjies daar buitekant. So dit is hoe die Dis reg. organe lyk. En Right. al hierdie, dis nou maar een van daai hartseer dinge vir vrouens, omtrent al daai dele kan op 'n stadium vir jou kanker gee. Dis nie beslis dat jy dit gaan kry nie, maar en al weer eens met al daai tipe kankers, as hulle dit vinnig genoeg vang, is die geneeskans baie groot. Die een wat die moeilikste nog op hierdie oomblik is die eierstokkankers. Dis die een waarmee hulle die meeste sukkel. Baie min navorsing word ook daarop gedoen, wat ongelukkig is. Maar dit is die een waarvoor hulle die bekommerdste is, want dis die een wat die moeilikste is om te hanteer. En dit kan hulle net sien met 'n ultrasound. So dis baie belangrik as vrouens ook ouer word. Dis hoekom dit belangrik is, moenie dink as jy nou klaar opgehou menstrueer dat jy hoef nie meer na 'n ginekoloog toe te gaan nie, of as jy nie eintlik meer seks het, hoef jy nie na 'n ginekoloog toe te gaan nie, want jy wil nie meer 'n papsmeer doen of so iets nie. Regtig belangrik dat daai goed gereeld na gekyk word, want as hulle nie eierstokkanker vroeg genoeg vang nie, dan het jy baie ernstige probleme, dan raak dit baie moeilik. En natuurlik die papsmeere weer eens baie belangrik vir servikale, presies wat jy nou verduidelik het, waar die eierstokkies sit. Kyk, soos ons nou gesê, daar's verskillende goed wat hulle kan uithaal, en afhangende van wat die diagnoses ensovoorts is, besluit hulle dan. Die ander ding wat dan belangrik is om te sê, daar's verskillende maniere waarop hulle hysterektomies, oophorektomies ensovoorts kan doen. Hulle kan dit vaginaal doen, Right. of hulle kan dit ook laparoskopies doen. So laparoskopies wanneer hulle gaatjies maak in jou maag en met kameruitjies ingaan en dit uithaal. Right. Daai vrouens genees gewoonlik redelik vinnig. Ek weet van baie van hulle wat gesê het na 10 dae, 2 weke, hulle voel eintlik al baie goed en hulle voel sterk ensovoorts. Die ander een, as dit 'n radikale hysterektomie is, soos wat ek gehad het, en veral as hulle vermoed dat daar kanker is in 'n gewas sit, hulle is baie bekommerd dat as hulle dit dan op laparoskopies of vaginaal doen, dat van die gewas af chip, soos hulle sê, sodat jy, hulle noem dit seeding, so saadjies wat plant, wat dan agterbly en dan kan versprei, dis nou die kankersaadjies. So, in my geval het hulle 'n sny gedoen, 'n abdominale sny, en wat hulle dan ingaan, en dis natuurlik 'n baie langer proses. En dit was deel van die moeilikheid vir my gewees, en frustrasie, dat niemand vir my gesê het hoe lank dit gaan vat om te genees nie. Dit is 'n baie groot storie, as hulle dit doen, want natuurlik moet jy van die wond genees, die interne snitte wat hulle ook gedoen het, of die spiere wat hulle uitmekaar uittrek, en natuurlik dan jou organe wat ook skielik nie meer daar is nie. Ja, dit is 'n amputasie. Dis 'n Daar's 'n baie deel van jou groot storie. liggaam wat letterlik uitgehaal word, soos om iets te amputeer. En dit het ten minste 3 Ja. maande gevat voordat ek nie meer baie ongemaklik was nie, en so 8 maande na 'n jaar voordat ek eers weer myself begin voel het. So, en dit was bloot dat daar nie meer pyn was nie en ongemak is ensovoorts. So die ginekoloog en die spesialiste gaan vir jou sê jy's alright na 6 weke want daar's nie infeksie nie of wat ook al, maar dis 'n baie langer proses. En dan sal natuurlik allerlei vrae, ek behandel alles op my pot gooi so mense kan gerus daarna gaan luister. Dis onder dieselfde naam, Never Waste a Good Hysterectomy. Jy weet dan sal allerlei vrae oor seks, wanneer kan jy weer begin seks hê? Daar's 'n tydperk wat jy nie kan seks hê nie. Ensovoorts. So dis 'n baie lang genesingsproses. En ook sielkundig. Ek was nou reeds deur menopause gewees op daai stadium. Of ek was menopausaal op daai stadium, so deur my perimenopause. Maar dan as steeds mens moet onthou, jy het vroeër gevra, is daai effek. Mens moet onthou dat hulle weet nie presies altyd waar dit vandaan kom nie, maar daar is nog so 'n bietjie jou eierstokke ensovoorts skei nog so klein bietjie estrogen en progesteroon af. Hulle dink is om jou brein en jou bene te beskerm en so aan. En die oomblik as hulle natuurlik dit uithaal, dan begin jy weer simptome kry. En ek het vrouens wat nog nie deur menopause is nie, as hulle wel jou eierstokke dan verwyder, dan gaan hulle natuurlik in daai oomblik wat hulle daai eierstokke uithaal, Onmiddellik, in 'n verskriklike storm van estrogen en van die menopause. Jy gaan onmiddellik dan in menopause in. En dit is vir vrouens verskriklik moeilik om te genees en dan deur te gaan. So dis regtig belangrik dat voordat jy daai radikale of 'n hysterektomie of oophorektomie kan kry, dat jy met jou dokter bespreek hoe jy die menopausale simptome gaan hanteer na die tyd, en dat hulle jou help daarmee, want ek het vrouens al gesien wat wil selfmoord pleeg omdat dit net te veel is. So ek dink dis baie belangrik. Kan ek net gou vir jou sê van my kant af. Nou sekere goeders ek is pieperig.
as a human being, is ek baie pieperig. Maar met die Liewe Vader se genade het ek pynlose kontraksies gekry met my kinders se geboortes. My ouma was ook so. So ek dink die Liewe Vader weet wie kan regtig pyn vat en wie nie. En ek het hysterektomie gehad en ek het myself baie goed voorberei. Ek het baie goed gelees voor die tyd. Ek het geweet waarvoor ek in is. Ek het ingegaan met 'n positiewe mindset. En toe het ek 'n bietjie infeksie gekry. Toe is dit nou, jy weet, so die 6 weke was maar 'n genekerheid. Maar so na so, kom ons sê 3-4 weke het ek regtig baie beter gevoel. Maar wat ek nou wil bysê is dat in daai tyd, omdat ek 'n enkel ouer is, het ek iemand gekry wat my kinders rondry en die goedjies organise. Ek het vriendinne gehad wat uitgehelp het. Dit was die eerste keer in my lewe wat ek geleer het om vir mense gunsies te vra. So dit was 'n groot ding vir my ook om vir hulp te vra. So in daai tyd het ek iets wonderliks gesien onder my kinders. In die oggende het my seun gekom en vir my koffie in die bed gebring met beskuit. En dan het die een sussie skoolkos gepak en die ander sussie het ontbyt gemaak. So dan as hulle terugkom van skool af, het ek weer tee gekry met 'n beskuitjie of ietsie. En dan die kinders by my kom sit op die bed en vertel van hulle dag. En dan het hulle huiswerk gedoen, want toe skielik toe ek nie daar is om te nag nie, toe is hulle hierdie briljante kinders. So nou voel ek beter, ek self op en aan die gang aan. Sien ek, jyne is amper 2 uur, dan trek ek gou weer my pyjamas aan, dan gaan lê ek weer in die bed. Dan kom hulle en vertel hulle stories. Môreoggend is hulle op en uit die huis. Dit was fantasties. Ek het al voorheen gesê, ek is spyt ek het net een baarmoeder gehad om te verwyder. Because it was good. It was good. Jy moet jou tyd vat wanneer jy moet afgaan. Daar is vir my niks so onnodig en stupid soos 'n vrou wat met trots vertel. Dit is nou 2 weke toe ry ek rond en toe sê ek fantasties. Daar is niks om oor te spog met dit nie. Nee, definitief jy vat jou tyd uit, jy lê in die bed, jy word bedien, want die nasorg, glo ek, is van kardinale belang. So belangrik. So ja, daai vrou wat vir jou sê, dit was net 10 dae by my. Nee, weet jy wat? Nee, ons wil nie kan ek vra, doen nie. hoe is jou nou gedoen? Was dit 'n snit of was dit... Toe ek aanvanklik ingegaan het die dokter gesê dit sal waarskynlik 'n vaginale ene wees en dan indien nodig sal hulle sny. So toe ek wakker word, toe is daar 'n sny op my maag. Plus doen hulle tummy tuck ook sommer, maar nou ek het dieselfde ding gevra. Nee. Dit was ja, nee, so ek verskillende het spesialiste. op my bikini lyn het ek so smile. Ja, myne is nie eers daar nie, myne is reguit af gewees. So ek het nog ek het nou soos emoji wat so lyk. En ek het nog gespot vir hom is nog bietjie skeef ook gewees. So ek het nog jy weet daai skewe emoji wat hom so skeef trek. Ja, hy knip ook so bietjie skeef. Maar weet jy die punt wat jy maak oor hoe belangrik dit is om ondersteuning te kry en hulp. Dit is een van die goed wat ek dink vrouens nie besef nie en baie ginekoloog het vir my gesê nadat hulle my potgooi geluister het en my boek gelees het hulle besluit hulle wil nie meer hysterektomies doen sonder dat hulle ook met die partners en die ondersteuningssisteem praat voor die tyd nie. Want dit is so belangrik. Jy kan nie ek was nie eers toegelaat om skuifdeure oop te trek nie in my huis nie. Of jy mag nie buik vir die eerste ruk nie. Hulle sê vir jou, hulle het vir my gesê toe ek by die hospitaal gaan, niks wat swaarder is as 'n koppie tee mag jy optel nie. Want jy kan nou dink dis nou as jy die radikale en natuurlik jou cervix is weg so daai hele bekkengordels moet weer begin genees en so aan. En so jy het mense nodig. Jy gaan nie die honde kan stap nie. Jy gaan nie jy mag nie bestuur nie. Jy kan nie die kinders skool toe vat nie. Jy gaan nie kan kos maak vir jouself nie. En jy gaan nie die gras kan sny nie. Jy gaan nie enige van daai goed kan doen nie. En dit is regtig belangrik dat jou gesin of jou ondersteuningssisteem daar is en dat hulle vir jou kan help met al hierdie goed. Want anderster, ek dink dis een van die belangrikste goed. Die ander ding wat vir my interessant was, wat in my navorsing was, is die punt wat jy maak oor pyn. Nou, almal van ons het verskillende pyndrempels en so aan. Maar ek het besef, toe ek daardeur gaan, hoe soos die Engelse sê, conflicting boodskappe ons kry as vrouens oor pyn. Ook jy weet, dis mos half, as jy nou natuurlik deur 'n geboorte gaan, dis jy nou die Here, jy weet.
toe ek daar was, toe in die hospitaal was, toe kom die dokter in en ek het net intravenous met 'n drip het ek paracetamol gekry want ek hou nie van morfine en so aan se gevoel nie. En toe sê hy, "Joh, jy is ongelukkig." Toe sê ek, "Hoekom?" Toe sê hy, "Nee, ek sien die narkotiese het vir jou 3 dae se IV paracetamol voorgeskryf." Nou mense, ons praat nie hier van soos ek sê morfine. Dis paracetamol. Nou dit is sterk, maar dis baie lekker. Ek het na die tyd gaan kyk hoe lank skryf hulle dit voor vir mans wat se prostaatkliere verwyder word. Baie langer. En toe het ek begin navorsing doen daaroor, oor vrouens en hoe vrouens se pyn hanteer word. Ook nadat 'n vriendin vir my vertel, sy's 'n mediese dokter, sy het 'n episiotomie gehad, jy weet waar hulle sny natuurlik vaginaal as jy 'n moeilike geboorte het. En dit was 'n baie groot snit en die volgende oggend toe kom haar ginekoloog, 'n manlike ginekoloog in en hy sê, "Ag nee, dis nou sommer nonsens," en hy krap ook so deur haar pynverlies. En sy's 'n dokter en sy sê sy het so gevoel dat sy gefaal het. Sy was so verleë en weer hierdie deep sense of shame gevoel. Waar natuurlik as hy vir hom gesê het, as hulle vir jou so groot snit daaronder gee, hoe lank sou jy pynmedisyne gebruik het? Jy weet, so ek dink, maar ek het toe gaan kyk na navorsing, sodat dit nie net anecdotally is nie. En daar's 'n wonderlike boek wat Maya Dusenberry is haar naam, en dit sê Doing Harm, en dit gaan oor die mediese professie, wat nie vrouens, hoe hulle ons nie met dieselfde hanteer as mans soms, of soms baie slegter hanteer en mans, nou ook nie genoeg navorsing het nie. 1 of 2 van die interessante feite wat sy daaraan doen, veral as dit by pyn kom. Vir vrouens in Amerika, en hulle het groot studies gedoen, vat dit oor die algemeen, 65 minute as hulle inkom in die noodafdeling met ernstige maagpyn om pynmedisyne te kry. 65 minute, waar mans oor die algemeen vat dit net 45 minute. Maar hier is die ding wat regtig interessant was. Hulle het gaan kyk oor hoe, jy weet as hulle vir jou sê, is jou pyn tussen 1 en 10. Ja, dan moet jy mos nou sê, ek dink dit is 7 of 8. Ja. Hulle het dokters gaan toets. En wat hulle uitgevind het, vroulike en manlike dokters, dit het te doen met hoe hulle opgelei word. As 'n vrou sê sy het 'n 7, dis by 7 die pyn, dan gaan die dokter sê, vrouens is geneig om te oordryf, so hulle sê maak dit 'n 5. Die probleem is, dat vrouens is bewus daarvan, baie vrouens wil nie hysteries klink nie, die meerderheid vrouens, hulle wil nie klink asof hulle soft is nie, hierdie ding soort van nie. So die pyn is eintlik 'n 9, en dan dink ons, ag, ek wil nou nie oordryf nie, jy weet mos ook as ons dokter toe gaan, ag dokter, dis 'n bietjie seer, is nou nie, kyk, ek sal nou nie doodgaan nie, maar jy weet, dis nou, Die pyn dan, gewoonlik as 'n vrou sê dis 'n 7, en hierdie is navorsing, julle kan maar gaan kyk na die studies, as 'n vrou sê dis 'n 7, dan is dit eintlik al 'n 9 gewees. Maar nou het jy die probleem dat sy sê dis 'n 7 terwyl dit eintlik 'n 9 is. Die dokter dink sy oordryf, so hy gee vir haar pynverlies. Pyn by hulp op 'n 5. Asof dit 'n 5 is. So waar as 'n man sê hy het 'n 9 of 'n 7, nommer 1 die manne sê gewoonlik, weer eens navorsing wat gedoen is, nee, dis 'n 9 of sommer 'n 10 as dit 'n 9 is. En die dokters neem dit op face value. Ja. So daar's baie interessante goed. So die les wat ek ook daaruit geleer het is, moenie ingaan by jou dokter en sê, ek het so 'n bietjie van 'n seer voet, my kniepyn so bietjie. Praat, wees eerlik. En as hulle vir jou dan Xanax gee, kry jy 'n ander dokter. Wat is Xanax? Is dit 'n kalmeerpil? kalmeerpil. Kyk, want dis die ander probleem wat baie keer, daar is maar nog so 'n bietjie 'n nadraai van die oudtydse hysteria, wat hulle gedink het, vrouens raak hysteries en gedink het as hulle vir orgasmes gee, dan gaan hulle beter wees. Daar is maar nog so 'n bietjie daarvan in die mediese professie, nie bewuslik nie, natuurlik is daar baie dokters wat baie goed is en glad nie daar gaan nie. Maar daar is nog baie dokters wat dink vrouens oordryf 'n bietjie en hulle is emosioneel en so aan. En dan baie keer baie vrouens wat kom met menopausale simptome of perimenopausale simptome, kry dikwels dan 'n kalmeerpilletjie, jy weet, en nee, dis nie kalmeerpilletjies nie, jou lyf is seer, iets is besig om verkeerd te gaan. So ek dink vir my is dit een van die belangrikste goed om terug te kom na die vraag wat ons gekry het is, nee, dit is nie behoort nie standaard te wees nie, glad nie. As daar 'n mediese rede is, natuurlik. As jy nie voel, jy moet beslis weet dat jy 'n empatiese dokter het en dat jou dokter na jou luister en bereid is om saam met jou te werk hierop, anders te kry 'n tweede opinie. Tweede opinies is altyd beskikbaar, gaan. Tensy daar absolute dringendheid is aan die prosedure, want daar's 'n mediese rede daarvoor, gaan kry 'n tweede opinie, vat jou tyd. Soos jy gesê het, lees soveel as jy kan voor die tyd, sodat jy weet, alles wat jy moet weet, berei jouself baie goed voor, kry jou ondersteuning, maak seker dat jy met jou narkotiseer en jou ginekoloog gepraat het oor
om te help met die pyn na die tyd, sodat jy nie, want dit is nie goed vir jou ook in jou genesingsproses om totaal en al die hele tyd in die pyn te wees nie. Wanneer die dokter die groen lig gee, gaan kry hulp by 'n fisioterapeut. Dit was vir my verskriklik belangrik. My wêreld. Want jy het nodig om weer daai spiere te rek, om te kan beweeg, om reg te beweeg. Ook belangrik vir jou bekkengordel, sodat jy nie inkontinensie begin kry nie. Regtig belangrik om dit te kan doen. En dan vat jou tyd vir genesing, daai punt wat jy gemaak het. Daar's niks braaf daaraan om die volgende dag al te probeer goed doen of te sê, gaan inkopies doen, jy gaan heel waarskynlik begin bloei en dan gaan jy maar net weer 'n paar dae terug wees. Vat jou tyd, al is dit maande soms. En ek dink dit is vir my die goed wat ek die belangrikste punte wat ek geleer het. Dit is 'n wonderlike boodskap. Melanie, dit is 'n baie lekker en 'n maklike, dit is 'n lekker leesboek. Ja, daar's wonderlike inligting in. Maar dit lees jou die gesprek waarmee jy die boek lei. Is baie lekker om te lees. So jy kan gerus uitkyk vir Neville Wise the Goodies. Hy is nie meer op die rak beskikbaar nie, maar as jy 'n kopie wil hê, kan jy gerus vir ons e-pos by info@grysengatvol.co.za. Dan sal ek vir julle met julle kommunikeer oor om een te kry. En dan as jy wel nou net deur die hysterektomie is of op pad is om een te kry, kyk gerus, luister gelus na die potgooi. Is 12 episodes. Ek sit niks ekstra by nie. Dit sal vir jou alles sê wat jy nodig het. Van wat jy moet saamvat hospitaal toe, tot die terminologie, pyn, verlossing, die herstelling, wanneer kan jy weer seks hê, wat jou partner se gevoelens gaan wees, ensovoorts. En dit is onder dieselfde naam, Never Waste a Good Hysterectomy. Welkom terug. Ons is nou by die deel van ons episode waar ons praat oor wat om te doen as jy gatvol is vir kook. En dit is natuurlik geborg deur Frozen for You, waar jy restaurant kwaliteit kos kan kry. Teen takeaway gerief en ook sommer die pryse ook. So, Maritza, ek het hierdie week, het hulle vir my arancini balletjies gestuur. Arancini, wat is dit? Ag, dit is sulke lekker diep gefraaide balletjies. En dan binne is daar so kaserige sous. Hy melt so in jou mond. Nou ons het Kersdag het hierdie jaar het ons besluit, ons bring almal kos, almal van ons familie, so dit was nie net vir een persoon nie. En daar was 'n klomp vegetariese mense daar. En in die gesin, en ek het onder andere hierdie gebring van Frozen for You. En dan is daar so 'n lieflike dipsous met so pesto cream wat jy dit kan indruk. Wat saamkom? Ja, wat saamkom. Dis saam. So daar's klomp van die balletjies en dan is nogal 'n groot pak daarvan ook en dan is dit hierdie sousie waarin jy dit so dip. Ag, dit is so lieflik. Weereens, as jy vegetariese mense kry vir die ete en nie weet wat om te doen nie, ek kan hiervoor vouch. Definitief hiervoor vouch. Alright, arancini, dit klink fantasties. En dan saam met dit, lekker, ek kan nooit dit uitspreek nie. Dauphinoise. Ek weet nie, ek sal sê Dauphinoise potatoes. Ek weet nie, ek het nie 'n klou nie. Dauphinoise. Julle, ek weet nie wat dink jy? Wat is in Afrikaans sê? Julle, dis sommer net cream potatoes, okay? En dis nou wat jy so lekker bak en dit het room. Dis so dekadent, jy weet, so van dis nou, jy weet mos room, enigiets promosie soos die Franse. Dis ook met 'n Franse naam. Water man. Dan is dit nou die lekkerste, dit is vreeslik lekker aardappels. Right, nou kyk, ek is ontsettend lief vir groente. Ek is so lief vir groente en hierdie mashed pumpkin, hierdie pompoen is fantasties. Hy het 'n bietjie kaneel by. Ag man, dis heerlik. As jy weet ons gee vir 'n Afrikaner 'n pompoen en ons is gelukkig, reg? Ja, dit praat so met ons geskiedenis. Ja. So ek het dit gehad saam met 'n slaaitjie en dan hierdie fantastiese chicken supreme. Lekker. Dit was so lekker en soos wat op die prentjie lyk, né? So is dit regtig. Hulle is glad nie afskeepwerk met die pesto en alles wat hier binnekant is nie. Dit was fantasties. En moes jy dit in die oond of hoe? Vullend. Nee, ek het dit in my airfryer gedoen. Lekker. Laat my so my ma verlang het en alles wat huislik en warm en smaaklik is. So hierdie So daai het julle dit. Dis die arancini balletjies vir die vegetariërs. Die wat ook al, French naam. Dauphinoise. Aardappels. Ek is seker ons het saam mense kry wat ons kan reghelp. Ja, mense help tog. My kinders is baie goed om te help met die uitspraak. Ek soek die Franse naam hiervoor asseblief. Tannie Joan wat Frans doen op Stellenbosch. En dan die lieflike mashed pumpkin en dan die chicken supreme. Maar Melanie, ek het nou 'n verrassingkie vir ons. Lekker, laat ek weet. Ja. Ek gaan nou hier so 'n
haas uit die hoed uit ruk. Hier kom dit nou. Dit kom nie van Frozen for You nie. Dit kom nie van Frozen for You nie, maar Melanie, ons kan dit geniet saam met Frozen for You. Ek gaan nou vir jou wys. Julle, hierdie. Melanie. Dit klink hom lekker, Dit klink lekker. Ek het voorberei vir hierdie moment Reg. en ek sal vir julle sê wat ons celebrate. Een van ons post het 100,000 views gehad, né? 100,000. So ek wil vir julle sê baie dankie en dit is hoekom ons vandag gaan celebrate. Baie dankie julle. Dit maak 'n groot verskil. Dan dis natuurlik wanneer die mense wat vir borge gee en swaan ook begin kyk wat aangaan en vir jou begin soort van sê kan ons help. Dit maak 'n baie groot verskil en ons is baie bly want dit was 'n bespreking. Dit het 'n hele gesprek op Facebook aan die gang gesit en op Instagram. So ons wil baie dankie sê vir julle daarvoor. Asseblief onthou tog om te subscribe op YouTube. Dis baie belangrik. Daar's so 1000 merk. As jy 1000 subscribers het, dan begin dinge 'n bietjie makliker raak. So ons sal dit baie waardeer as jy dit vir ons sal help. Ek gaan nie vir jou so vol maak nie. Melanie is nie so 'n Melanie drink dorsmeisie nie. soos wat ek is nie. So ek wou ook sê, onthou julle moet 18 wees om te kan drink, maar as julle onder 18 is, dink ek ook jy gaan julle na ons luister nie. En ja, ons moedig nie noodwendig mense aan om te drink nie. Ons het non-alcoholic ook hierso. Maar dit sal wat anders eet ons hierso? Okay, right. Nou het ons hierdie fantastiese, is dit 'n appelkoek wat ons het van Frozen for You. Ja, So wag, ek is tog so Appelkoek. lief. Daar sê ek sien appelkoek, appelkyk. ek het hierdie al en geëet. karamel sous, Julle ja. is lekker. Ons gaan nou proe, maar ek weet, ek het al so happie gevat toe ek dit ingeskep het. So lekker soet. Okay, goed. Ek is baie lief vir eet en drink. Dit laat my hele siel net jubel. Ek jubel. Ek ken nie die nie, so hierdie gaan nou my Virgin Happy wees. Dit gaan 'n grootte wees. Jammer julle, hier gaan hy. En lekker soet, né? Lekker soet. Lekker groot stuk appel. En ek dink as mense 'n bietjie room of nog roomys daarbey het, gaan dit nog, jy weet, soort van lekkerder wees. En dit gaan lekker saam met die bubbly, né? Dis prima julle. Dit is prima. Ek dink ek is nou, kyk ek is stout vir 'n stukkie koek en 'n glasie bubbly. So ek dink ek gaan nou sommer vinnig vir julle Kobai sê dat ek hier kan inspring en na hartelus myself kan geniet. Melanie, baie dankie aan ons kykers, dankie aan ons luisteraars. Ek voel ons is 'n goeie span en so gaan ons net vorentoe. So dis 'n totsiens van my. Ek los nou maar vir Maritza terwyl sy besig is om haar koek te eet en herinner net vir julle, kom tog in kontak met ons. Ons lees al die kommentaar, ons lees al die e-posse. Al kom ons nie by almal terug nie, ons sal nog info@grysengatvol.co.za. Sien julle volgende week. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.